Goeiemôre, liewe gemeente en almal wat ook inluister. Dit is vir my en Nanine 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees en dan ook om ons klein seun John Murray Leroux vanoggend hierso te kan doop, hierso in Melkbosstrand. So wat 'n voorreg en dankie dat ons dit ook dan op hierdie manier so kan doen. Nou John is 'n spesiale mensie, ons sien mekaar maar min, ons is so 9500 kilometer van mekaar, maar daar is alreeds 'n baie goeie band tussen klein John en oupa. Hy's mal daaroor om in die oggende saam met sy oupa te gaan koffie maak en natuurlik ook om saam met sy oupa te gaan braai. So klein soos wat hy is, ja, wat 'n voorreg om dan sulke spesiale tydjies met ons kleinkinders en kinders en familie te kan beleef. Nou oupa en ouma verlang natuurlik vreeslik baie, maar dankie ook vir die kommunikasie van WhatsApp en alles wat mense so oor die internet kan doen, sodat mense dan ook op hoogte kan bly van mekaar. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om U te kan ken. Wat 'n voorreg om hoop te kan hê. Ja, Here, ons eer U, ons loof U en ons prys U, omdat U ons hemelse Vader is en dat ons U kinders kan wees. Here, kom dan nou vanoggend, praat met ons, lei vir ons en seën vir ons met hierdie samekoms. Dankie daarvoor. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ons tema vanoggend is, kindertjies is baie spesiaal vir Jesus en daarom ook vir die kerk van Christus. En dan gaan ons vanoggend praat oor 'n langtermyn ooreenkoms, 'n ewige verbond. En dit is geldig vir almal wat hier sit. Almal wat 'n kind van die Here is en wat 'n deel is van die gemeente, wat gedoop is, jy is deel van die verbond wat God met Abraham gesluit het. So ons sal nou 'n bietjie verder in die diens sal ons weer verder daaroor gesels. Nou ek lees vanoggend vir ons saam Genesis 17 van vers 1 tot 13. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige, lewe naby my en wees opreg, en ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voorkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê: Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vooruit. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle.
al julle nageslagte en ook elke slaaf wat as 'n kind in jou besit gebore word, en die slawe wat van 'n vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammeling is nie, 'n slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir geld gekoop word, moet beslis besny word. So sal my verbondsteken aan julle liggame wees as 'n ewige blywende verbond. Tot sover. Liewe vriende, in Christus, die doop is 'n baie groot geskenk van God aan sy kerk. Dit is nie net 'n ritueel of 'n handeling wat ons doen nie, maar 'n sigbare iets, 'n bewys van God se groot genade en sy ewige verbond wat hy met ons het. Nou, ons werk daar in België nou al amper vir 13 jaar. En daar is baie min gelowiges. 99,4% mense het nie 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. 99,4% mense is verlore. Hulle ken nie vir God nie. Daar is geen hoop nie. Die jong mense, veral onder die jong mense sien ons dat hulle word dikwels depressief, want hulle kyk na al die oorloë, maar hulle kyk ook na die huisgesinne, die rusies en alles wat daar is. En daarom is daar baie min hoop. Ek dink dit is so iets soos 56% van die jeug wat geen hoop meer het vir die toekoms nie. Hulle weet nie wat beteken die datum nie. As jy vir hulle sê dis 2024, wat beteken dit? Ja, dis die jaar 2024, maar baie min mense kan vir jou sê dat dit wys vir ons dat God hier op aarde was. 2024 jaar terug was God hier op aarde om vir ons aan die kruis te kom sterf. En ook die Bybel ken hulle nie. Die Bybel was vir 450 jaar verbân gewees in België. So hulle ken nie so iets soos 'n eienaarshandleiding nie. Wel as hulle televisie koop of 'n selfoon of wat ook al, dan weet hulle dat daar so iets soos 'n eienaarshandleiding wat vir jou kan sê hoe dit presies werk. Net so weet hulle ook nie dat die Bybel die enigste bron is wat God gegee het, wat alles geskaap het. Is die Bybel die enigste bron wat gegee is om vir ons te sê waar alles begin het en waarheen alles op pad is. Ja, die Bybel is vir ons 'n handleiding vir die lewe van elke dag. So hierdie mense daar in België leef ook met geen hoop nie, soos elkeen ook maar in Suid-Afrika, wat dalk nie die Here ken nie en wat deur 'n baie moeilike tyd gaan of depressief is. Dit is vir hulle baie moeilik om hoop te hê en voort te gaan dag tot dag. Nou, ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk na 5 punte, uit ons die preek in 5 punte ingedeel. In die eerste plek kyk ons na die doop as 'n bewys of 'n vatbare ooreenkoms. Iets waaraan jy kan vat, wat tasbaar is en wat vandag hier gesluit word en 'n werklikheid word tussen God en 'n klein seentjie John Murray Leroux. Nou, hierdie ooreenkoms kom al oor baie eeue heen. Dit is een van die belangrikste waarhede wat sy wortels al in Genesis in die Ou Testament het, waar God met Abraham en sy nageslag 'n ewige ooreenkoms gesluit het. Nou in Genesis 17 vers 7 sê God: "Ek sal my ooreenkoms bevestig tussen my en jou en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n
'n ewige blywende ooreenkoms om vir jou en jou nageslag dan 'n God te wees. Nou in die Ou Testament was die teken van hierdie ooreenkoms die besnydenis, wat aan alle manlike kinders op die 8ste dag na hulle geboorte gegee is. So dit is 'n eenrigting verkeer, 'n eenrigting aksie wat van God se kant kom en 'n ooreenkoms met die mens sluit. Nou hierdie besnydenis was 'n sigbare teken dat die kind deel van die verbondsvolk van God is. Nou in die Nuwe Testament het die doop die plek van die besnydenis kom inneem. Ons lees in Kolossense 2 vers 11 en 12 dat die doop die nuwe teken van hierdie ooreenkoms of verbond is. Net soos die besnydenis word dit aan klein kindertjies van gelowige ouers gegee as 'n teken van God se genade. En dis baie belangrik dat mense dit moet weet, dat die doop aan kindertjies word gegee aan kindertjies van gelowige ouers. Nou in die tweede plek gaan ons kyk, baie mense vra, hoekom dan vir klein kindertjies wat nog niks verstaan nie? Nou, in België doop ons ook van ons nuwe lidmate, maar meeste van hulle word groot gedoop omdat hulle nie gelowige ouers het nie. Hulle het nog nooit met God en met sy kerk te doen gehad nie en wil ook niks daarmee te doen hê nie. En as hulle dan tot bekering kom, dan doop ons ook vir hulle, maar dan as groot mense doop ons dan vir hulle. Nou ek wil 'n kort eenvoudige storie vir u vertel om die doop te verduidelik. Nou stel jou voor, jy kry 'n brief van een van die nakommelinge van 'n baie belangrike koning daar in Skotland, waarin hy vir jou sê dat jy is die enigste nakomeling van sy geslag. En daarom, dit was ook 'n baie belangrike Skotse familie wat daar uit Skotland kom, en dat jy nou die erfgenaam word van daardie koninkryk daar in Skotland. En dat jy van jou geboorte al reeds deel was van hierdie koninkryk, omdat jy 'n nakomeling van hom is. Nou gewoonlik sal daar dan 'n paar vrae kom, maar joh, dit is ongelooflik. Wat het jy dan gedoen om dit te kan verdien? En dan kan ons ook sommer dadelik antwoord, niks nie. Ja, die koning van Skotland daai tyd was baie erg oor sy nakomelinge en hy wou dit so hê dat dit net sy nakomelinge moet wees wat dan ook daar kan erf en kan oorneem. Nou ja, so is dit. Jou toekoms is verseker, maar jy sal eendag as jy groot moet word, moet leer hoe die koning en sy mense se voorskrifte en riglyne werk en dit dan natuurlik so aanvaar. Nou daar was so rukkie terug op Kwela, dink ek, 'n program gewees en ek dink dis 'n Bruce Murray wat juis van Skotland gehoor het dat hy is nou die erfgenaam en hy het groot kasteel en 100.000 hektaar het hy geërf en dit word nou deel van hom. En ja, hy moes elke jaar gaan om dan die parades en seremonies by te woon, om dan hierdie erfenis te kan behou, en hy het dit dan ook alreeds aan een van sy kinders oorgedra. Ja, die beloftes en die tradisie is reeds gemaak, en die koning het jou dan reeds deel van sy koninkryk en rykdom verklaar, voordat jy nog enigiets gedoen het, onvoorwaardelike aanvaarding en genade.
En so is dit met die doop. God het 'n ewige verbond van liefde met sy mense gesluit. Nou ons glo tog aan die Bybel as ons bron. Ons glo tog dat die Ou Testament ook deel is van die Bybel wat vir ons sê wie God is, waar alles vandaan kom en waar alles op pad is. Nou in Genesis beloof God vir ons sy ewige verbond, dat hy vir ons en ons kinders 'n God sal wees. Nou John word vandag in hierdie verbond ingebring en ons bid dat hy eendag self in geloof op hierdie beloftes sal reageer en dit sy eie sal maak. Nou die water van die doop herinner dan eintlik vir Mary en Rihandi, die ouers daaraan, dat Jesus se reddingskrag ook geld vir John. Selfs nog voordat hy iets gedoen het of iets daarvan kan verstaan, kom bied God dit met 'n eenrigting verkeer, 'n eenrigting aksie aan vir John. En dit help ons om te verstaan dat die doop nie oor ons inset en handelinge of keuses gaan nie, maar oor God se beloftes en sy genade wat ook aan ons as gelowige ouers se kinders aangebied word met die doop. Nou ons doop kinders van gelowiges, omdat God se belofte ook vir hulle geld. In Handelinge 2 vers 38 en 39 sê Petrus, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders. Hierdie teks maak dit duidelik dat die belofte van die verbond ook vir ons kinders geld. Jesus self het 'n besondere plek vir kinders in sy bediening gehad. In Markus 10 vers 13 tot 16 lees ons hoe mense kinders na Jesus toe gebring het sodat hulle hom kon aanraak, maar die disippels het hulle gekeer en gesê, "Wow, stop, nee." Jesus het egter gesê, "Stop. Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God." Nou hierdie woorde van Jesus wys vir ons dat kinders nie uitgesluit word van God se genade nie, maar dat hulle ook deel is van die ooreenkoms met Abraham daar in Genesis. Nou in die derde plek gaan ons kyk na die doop oor die teken van God se genade en sy belofte. Nou hierdie groot God wat ons gemaak het, wil ons seën en beskerm en leer om sy navolgelinge te wees. Die betekenis van die doop wys vir ons hoe belangrik hierdie beloftes van God vir Abraham was, maar ook al sy nageslagte en dan ook weer vir ons vanoggend. Ook van u wat al 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 80 jaar, 100 jaar 'n kind van God is, geld hierdie verbond en hierdie belofte en moet u weer eens vanoggend kom besef, God hou van jou. Jy is spesiaal van God. Hy het jou gemerk met die doop. Jy het geantwoord daarop en daarom kan jy weet, God is met jou ook tot in jou ouderdom is God met jou. Selfs wanneer dit sleg gaan met jou en jy deur krisisse gaan, weet God is met jou. Jy het 'n teken van God se belofte, van God se genade. Ja, jou doopsertifikaat wat jy het. Ons verstaan dat die doop nie outomaties redding bring nie. Heel belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Maar dit bring die kind van gelowiges dan binne in hierdie verbondsooreenkoms met God in. En dan ons vierde punt, die roeping aan die ouers en die geloofsgemeenskap. Dit is so belangrik dat ons as ouers en 'n geloofsgemeenskap moet besef wat 'n groot taak op ons skouers rus. Want wanneer die kind gedoop word,
is daar 'n roeping op die ouers en die geloofsgemeenskap om hierdie kind so groot te maak en op te voed in die geloof en om hulle te leer van Christus, sodat hulle ook 'n ja-keuse vir Jesus kan maak en hulle dan te begelei om in 'n lewende geloofsverhouding met God te staan. Nou, die doop van kinders bring groot verantwoordelikheid dan vir ons as ouers en ook vir ons as kerk. Ouers beloof by die doop om hulle kinders op te voed in die vrees en kennis van die Here. En dit beteken dat hulle kinders in die huisgesin moet leer oor die geloof, saam met hulle moet bid en hulle moet lei om die woord van God te kan ken. En daarom moet ons ook vir mekaar altyd sê, die eerste taak van ons kinders se geloofsopvoeding lê tuis by die ouers, nie by die kerk nie, tuis by die ouers en dan by die kerk en die skool en dan weierkringe. Maar ja, net so dra die gemeente dan die verantwoordelikheid. Wanneer 'n kind gedoop word, moet die gemeente ook die belofte om daardie kind in geloof te ondersteun en te bid vir sy of haar geestelike groei en dit dan so nakom. Die kind word in die geloofsgemeenskap opgeneem en ons moet as liggaam van Christus mekaar aanmoedig om saam te bly groei in ons geloof elke dag. En daarom is dit so belangrik dat ons by die kerk ingeskakel moet wees en deel moet wees van die aktiwiteite van die kerk, want daar dra ons mekaar, daar leer ons mekaar, daar moedig ons mekaar aan, sodat ons beter gelowiges kan wees en 'n verskil kan maak daar waar ons bly, daar waar ons werk, daar waar ons gaan. En dan in die 5de plek, wanneer ons dit so doen, dan sal die uitwerking van die doop in die lewe van die kind sigbaar word. En hulle kan dan, wanneer hulle dit verstaan, ook dit aanvaar deur bekering en navolging van Jesus. Ja, en dan kan hulle met belydenisaflegging, wanneer daar 'n mooi pad met hulle gestap word, dan kan die kinders met belydenisaflegging sê, ja, Here, ek verstaan dat U vir my 'n ewige ooreenkoms kom aanbied het, en ja, ek wil graag deel daarvan word, Here. Ek neem U aan as my verlosser en ek wil die pad met U bly stap. Die doop is dus die beginpunt van hulle reis in die geloof, maar dit is deur die werk van die Heilige Gees dat hulle tot ware geloof en bekering kom. Daarom bid ons dat elke kind wat gedoop is, eendag self in geloof voor God sal staan en die beloftes van die verbond in hulle lewens sal aanvaar. Om af te sluit. Dit is 'n kosbare teken van God se genade en sy beloftes. Mag ons getrou wees in hierdie roeping en mag ons kinders so groot maak in hierdie kennis en liefde van die Here. Gedoopte mense is baie spesiale mense en leef op 'n spesiale manier. Hulle word nie spesiaal omdat hulle gedoop is nie. Nee, die doop verkondig aan elkeen dat hy of sy reeds spesiaal is, omdat God jou gekies het om sy kind te word. Daarom, Murray en Riandi, nou het julle vir klein John laat doop, en nou moet julle vir hom wys hoe leef iemand wat aan Christus behoort, en dit vir hom vertel, sodat hy vroeg al in sy lewe dit kan aanvaar, en Jesus Christus kan aanneem as sy Here en Verlosser, en so dan leef. Mag die Here julle help. En ja, weet, ek en ouma, al is ons daar ver, en
Ons bid vir julle, ons dra vir julle en ons ondersteun vir julle met hierdie mooi taak wat julle vandag kom doen. Ja, maar ook die Christenfamilie, die kerk en die gemeenskap gaan saamwerk en elkeen sy bydrae lewer sodat John 'n wonderlike navolger van Christus kan word en ook 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons nooit alleen hoef te wees nie. Dankie vir hoop. Dankie Here vir 'n ewige ooreenkoms wat U met ons gesluit het en ons voorgeslagte. Ja Here, dankie vir die voorreg om U te kan ken en kan weet Here dat U vir ons lief is. Dankie ook vir hierdie mooi gebaar van vanoggend Here, dat Marie en Riandi hierdie pragtige ou seentjie van hulle kom doop het. Help vir hulle Here om vir hom dit mooi voor te leef en te verduidelik en dat klein John ook spoedig sy hartjie vir U sal gee en met U die pad sal begin stap Here en 'n navolger van Jesus sal wees. Seën dan vir hulle as familie. Dankie ook vir hierdie gemeente. Dankie vir elke een wat hierso deel is. Dankie vir die leiers, almal wat voorgaan, die kerkraad. Ons bid vir hulle dat U vir hulle sal seën en sal gebruik hier in Melkbos, maar ook in verder in die Weskaap en ook tot aan die uithoeke van die wêreld. Seën dan hierdie gemeente. Baie dankie. Ons bid dit alles net in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.